Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is die 17de episode in die reeks. Maar voor ons wegtrek, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord en vir die krag en die lewe wat daar in u woord is om ons lewens te verander. Dankie dat u vandag ons harte ontvanklik maak, ons ore oopmaak, ons geestelike oë oopmaak, dat ons kan sien wat u woord van ons reflekteer rondom ons identiteit en help ons gedagtes te vernuwe tot hierdie waarhede wat u vir ons oopmaak. In Jesus naam, amen. Ek het so 'n paar episodes terug genoem dat ek voel dat die basisteks vir hierdie reeks is 1 Johannes 4:17, wat lees: Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, en hierdie hy is Jesus, want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. En ek wil net van tyd tot tyd ons herinner aan hierdie skrif, want dis wat ons wil verstaan uit hierdie reeks. Wat beteken dit? Soos Jesus is ons in hierdie wêreld. Want hierin is die kruks en basis van hierdie hele reeks. Want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Ek is soos Jesus. Nou, in hierdie wêreld. Ek gaan nie soos hy word nie, en ek streef ook nie daarna om soos hy te word nie. Nee, ek is reeds soos hy. En hierdie maak 'n massiewe verskil van hoe ons tradisioneel gewoond is om na ons verhouding met God te kyk. Jy sien, die wêreldse manier en ongelukkig baie mense in die liggaam van Christus se manier is, gebruik die uitgangspunt van ek is veronderstel om. Ek is veronderstel om op te rook, ek is veronderstel om op te lieg, ek is veronderstel om my vrou te dien en haar te vereer, ek is veronderstel om haar lief te hê, om 'n goeie pa te wees, om geduldig te wees, om selfbeheersing te hê en. Terwyl God se meesterplan deur die evangelie van sy koninkryk is, ek is reeds. Ek is reeds soos Jesus. Jesus rook nie, daarom is ek vry van rook. Jesus lieg nie, daarom kan ek eerlik wees. Jesus dien en vereer mense, daarom het ek die vermoë om my vrou te bedien en haar lief te hê soos Jesus my liefhet. Ek is soos Jesus, daarom het ek geduld, selfbeheersing, vreugde, liefde ensovoorts. Kan jy die reuse verskil sien? Ek probeer nie iets of iemand wees wat ek nie is nie. Ek streef nie na 'n onbereikbare doel nie. Ek leef eenvoudig vanuit wie ek reeds is. Ek leef eenvoudig vanuit my ware identiteit en die oorwinning wat reeds vir my behaal is. Ek streef nie na iets wat ek veronderstel is om te wees nie. Ek leef vanuit die persoon wie Jesus my reeds gemaak het, soos hy. Dit is wat dit beteken om jou ware identiteit in Christus te ken, en daardie kennis sal die vrugte produseer wat ons so graag in ons lewens wil sien realiseer. Dis die metamorfose wat sal realiseer wanneer ons toelaat dat die skrif ons denke verander na die realiteit van wie ons reeds in ons gees is. Ek weet nie hoe om hierdie sterk genoeg uit te druk sodat ons dit kan begryp nie, maar as jy sukkel om my te verstaan, glo dan net die woord van God wat hier sê, soos Jesus is, soos jy in hierdie wêreld. God se woord is altyd vol detail vir dit wat ons nodig het om duidelik te verstaan. As ons soos Jesus sou geword het met sy wederkoms, sou die woord dit so gesê het. Maar hier staan uitdruklik, soos hy is, soos ons in hierdie wêreld. Nie hierdie wêreld wat sal kom nie, maar nou in hierdie wêreld. Hier staan ook nie soos ons sal word, so moet ons streef om te word nie, maar hier staan, so is ons. Jou geesmens, die mens wat jy werklik is, die mens wat jy tot in ewigheid sal wees, is nou soos Jesus. Hierdie is 'n baie kragtige stelling as wat ek dink ons begryp. En ek weet uit ondervinding, die meeste mense wat nou na hierdie boodskap luister, is reeds in hulle gedagtes besig om te soek na verse waarmee hulle oor hierdie kan stry en hierdie verkeerd kan bewys. Ja, maar. En ons sal nog in die toekoms by 'n paar moontlike ja maars uitkom en dit verduidelik. Maar ek kan nie, en ek wil ook nie, probeer wegpraat en verdoesel en met slim argumente probeer omseil wat hier duidelik staan nie, soos hy is, soos ons in hierdie wêreld. As ons kan regkry om op te hou stry hierteen en dit eenvoudig net te glo, gaan daar 'n hele nuwe wêreld van moontlikhede oopgaan vir ons. Ons het baie tyd aan die begin van hierdie reeks spandeer
aan die belangrikheid om ons gedagtes te verander na die waarhede van God se woord, om die ou mens agter te laat en die nuwe mens aan te trek. En hierdie skrif in 1 Johannes 4:17 daag ons juis uit om dit nou te doen. Verander jou denkpatroon van ek is maar net 'n sondaar wat altyd sal streef om op te hou sondig. Nee, jy gaan absoluut niks so verander kry nie, want dis nie deel van die evangelie van God se koninkryk nie. Die evangelie sê dat as jy wedergebore is jy net soos Jesus nou. Jy was 'n sondaar, maar jy's nie meer 'n sondaar nie. Jy's nou soos Jesus. So as jy nog steeds wil aanhou om na jou identiteit te verwys as 'n sondaar, pas op, want dan sê jy Jesus is 'n sondaar want jy's nou soos Jesus. Ja, maar die Bybel sê as iemand sê hy is sonder sonde, dan lieg hy. Wat daarvan? Kom ons kyk gou na presies hoe lees daai skrif. Dis toevallig in dieselfde boek wat Johannes skryf, 1 Johannes, net hoofstuk 1 vers 8, wat hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Ek het nie gesê ons is sonder sonde nie. Ek het gesê ons is nie meer sondaars nie. Daar's 'n groot verskil. En die verskil lê in ons identiteit. Ek gaan my bes doen om hierdie eerder deur 'n prentjie te probeer verduidelik. 'n Skaap wat deur modder loop, verander nie skielik in 'n vark nie. Hy's steeds 'n skaap, maar hy's nou net 'n vuil skaap. Maar die modder kan afgespoel word, dan sê mos nou weer 'n mooi skoon skaap. Maar derentyd het die skaap 'n skaap gebly. Die modder het nie sy natuur of identiteit verander nie. Net so verander ek en jy nie in sondaars wanneer ons nou sondig nie. Ons identiteit spring nie van soos Jesus na sonder Jesus sondaar met elke keer as ons struikel nie. Nee man, net soos die skaap verander foute nie ons identiteit nie. Ons bly soos Jesus. Die verskil is nou, omdat ek weet wie ek is, kan ek nou nee sê vir versoekings om te sondig. Ek het nie nodig om te lieg nie, want ek is soos Jesus. En ek weet nou wie is my bron van beskerming en voorsiening, so ek het nie nodig om te lieg om myself te beskerm of om vir myself te voorsien nie. Ek kan die waarheid praat onder alle omstandighede, want God is my bron en ek is sy kind. Omdat ek soos Jesus is, het ek nie nodig om my sorge en pyn te versuip met brandewyn nie. Nee, ek kan nou na hom toe gaan met al my pyn, al my bekommernis, al my stres, al my onsekerheid, al my swakheid, en ek kan dit op hom gooi, want ek is sy kind en hy's 'n goeie pa wat vir my kan en wil sorg. En my drankmisbruik het nie my identiteit verander nie, maar ek kan nou my gewoonte verander. Ek kan eenvoudig net my modder laat afwas deur sy bloed en my plek as 'n skaap in sy kudde weer vol staan. Kan jy sien hoe kragtig dit is wanneer ons bereid is om ons gedagtes te verander na die waarheid van God se woord, om vanuit ons ware identiteit in Christus te leef. Dan kan die Heilige Gees die waarheid gebruik om ons vry te maak en om dan die buitekant te verander om soos die binnekant te lyk. Jesus het 'n baie duur prys betaal om dit vir ons te bereik. Kom ons vereer hom deur dit te glo en vanuit ons nuwe identiteit te leef. Here Jesus, dankie vir hierdie krag van u woord. Dankie dat u ons binnekant kom absoluut skoon, splinternuut kom maak het. En u het dit nie net verander nie, Here, u het dit verander dat ons nou soos u is. Help ons om ons gedagtes te vernuwe en om te begin dink soos wat hierdie waarheid sê wie ons is. En dat hierdie waarheid ons kan help om vry te kom van die dinge wat ons wil wegtrek, van die krag van u waarheid, van die krag van ons identiteit, dat ons is nou in hierdie wêreld soos Jesus. Dankie vir die Heilige Gees wat ons hiermee help. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.